Hierdie week kyk ons vir die laaste keer na 'n Bybelverhaal wat ons help om die eindtyd gebeure beter te verstaan. Ons fokus op 3 belangrike gebeure. Jonas se sendingsreis na Ninive, die val van Babylon en die opkoms van koning Kores van Persië, wat deur God gebruik is om sy volk vry te laat, sodat hulle terug kon keer na die beloofde land. Soos die ander verhale wat ons al behandel het, dra hierdie verhale nie net betekenis vir die mense van daardie tyd nie, maar ook vir ons vandag. Veral vir die wat in die tyd net voor Jesus se wederkoms leef. Hierdie verhale bevat belangrike lesse, wat ons kan help om God se boodskap vir ons tyd beter te verstaan. Maar ons moet versigtig wees, wanneer ons na hierdie verhale kyk as 'n voorafskaduwing van eindtyd gebeure, moet ons nie probeer om elke detail 'n spesifieke profetiese betekenis te gee nie. Dit kan lei tot verwarring en verkeerde idees. Net soos Jesus se gelykenisse, moet ons eerder fokus op die hoofboodskap en die belangrike beginsels. As ons dit doen, sal ons waarhede ontdek wat werklik relevant is vir ons tyd. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 28 Julie. Hi, baie welkom by hierdie week se studering van ons Sabbatskool les. Ons is by ons laaste les vir hierdie kwartaal. Les 13, beelde van die einde vir 21 tot 27 Junie. En hierdie laaste week se les se geheerteksvers vind ons in Jona 1 vers 9. En dit lees soos volg: En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Dis Jona 1 vers 9. Ek gaan vir ons weer lees. En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Jona 1 vers 9. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan die einde van 'n kwartaal kon gekom het waarin ons so baie geleer het en waar ons dan hierdie week, hierdie laaste week se les gaan bespreek en alles gaan saamvat. Help ons, Here, asseblief, om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom weer eens en baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Ek waardeer dit opreg. Ek wil u net weer inlig dat die doel van hierdie Sabbatskool lesse is basies om te help om hierdie lesse te kan voorberei vir Sabbat. Baie mense wat die lessies gee aanlyn, gee die lessies baie breedvoerig en hulle brei baie uit, baie breër as wat die lessie vir ons gee. My doel met die lessies is, sodat wanneer ek die lessie vir julle voorgegee het, dat julle gaan weet wat in die lessie is. Ek brei nie baie uit die lessie en wat die lessie sê nie. Daai gebeur meer op 'n Sabbatoggend wanneer ek die lessie gee. Dis dan wanneer ek meer sal uitbrei en partykeer neem ek dit ook op en plaas dit ook op, maar meeste van die tyd nie. So weer eens, die doel van hierdie lessies is veral ook vir mense wat die lessie voorberei, sodat hulle kan weet waaroor die lessie gaan en wat die lessie bespreek. Dan is ons ook besig om te kyk om die nuwe kwartaal se lesse voor te lees. Dis nog nie beskikbaar in Afrikaans nie. Ek kon dit in Engels opgespoor het, die 3de kwartaal se lesse, op 'n ander webtuise. Ek sal dit in die skakel plaas hieronder. En ek het dit vertaal na Afrikaans toe en dit gestuur vir Marlena Nel, wat vir ons die sending verhaallesse ook lees. Sy gaan die Sabbatskoollesse vir ons lees, en die doel daarvoor is vir blinde mense en mense wat baie swak sien. Gaan ons poog dat hulle die lessie volledig kan ontvang, wat die verse is, die verse lees wat gegee word, en die hele les volledig deurlees. So bid vir ons asseblief, dat ons dit gaan regkry. Ons poog om dit in plek te kry, dat dit sal gebeur,
En ons sal julle ondersteuning baie waardeer as jy die duimskotknopie druk en hierdie deel aan ander, dan gaan dit ons help om hierdie aan meer mense te versprei. En die van julle wat ons finansiëel wil ondersteun, kyk in die beskrywing van die video hieronder, die besonderhede is hieronder. Maar weer eens baie welkom en dankie dat julle saam inskakel. 'n Spesiale welkom aan ons Adventiste Wêreld Radio Afrikaans luisteraars. En baie dankie ook aan Adventiste Wêreld Radio Afrikaans wat hierdie Sabbatskoollesse ook op hulle platform plaas. Baie dankie. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. En dis ons nou les 13, 21 tot 27 Junie, beelde van die einde. En as ons gaan na Sondag toe, wat ek gou vir ons na Sondag toe gaan, dan is Sondag se opskrif vir 22 Julie, die onwillige profeet. En die lesie vra, ons moet hierso kyk na Matteus 12, vers 38 tot 42, en dan vra dit, na watter dele van die verhaal van Jona verwys Jesus, terwyl hy die skrifgeleerders en die fariseërs aanspreek, watter lesse oor die oordeel word in sy verklaring gevind. So kom ons kyk, Matteus 12, vanaf vers 38 tot 42. Maar, as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis roof? Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomstige nie. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Toe spreek sommige van die skrifgeleerders en die fariseërs en sê, meesters, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegtige en oorspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona as hier. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Nou weer eens die vraag is, na watter dele van die verhaal van Jona verwys Jesus terwyl hy die skrifgeleerders en fariseërs aanspreek, watter lesse oor die oordeel word in sy verklaring gevind. Nou Jesus verklaar hierso dat hy is groter as Jona. Hy sê hierso in Lukas 19 vers 10 dat hy gekom het om te soek en te red wat verlore was. Nou dit is nou presies wat ons vind met Jona. Jona word deur God aangesê om Nineve toe te gaan en om hierdie mense in Nineve te waarsku dat God Nineve gaan vernietig. Maar Jona loop weg. Hy weier, hy wil dit nie doen nie. En hy klim op 'n skip en hy gaan in 'n ander rigting. En hy gaan lê onder in die skip en hy gaan raak daar in die slaap. En tussen kom daar 'n groot storm op. En hierdie mense, hierdie heidense seevaarders
raak baie paniekerig en hulle bid vir al die gode om tog hulle te beskerm en die see te kalmeer, maar die storm word al hoe erger en hulle het begin vrees vir hulle lewens. En hulle het almal met mekaar gekry, wie is jou God, bid vir jou God, wie is jou God, bid vir jou God. En toe vind hulle, maar daar's een man wat kort, hulle kry hom toe, en dis Jona, en hy slap onder in die skip. En hulle vra toe vir hom, wie is jy en watse God aanbid jy? En dit is toe hy nou hierso vir hulle sê, en dit is deel van ons geheue teksvers. Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Nou wat baie interessant is, wat hy hierso vir hulle sê, vind ons ook in Openbaring 14 vers 7, waar die eerste engel van die 3 engele sy boodskap soos volg is, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. So, hierso is 'n identifikasie wie hy aanbid. En hierdie identifikasie wat wys wie hy aanbid, is ook die identifikasie van die boodskap wat gebring word in die laaste dae deur die 3 engele, spesifiek die eerste engel. Nou hierdie boodskappe van die 3 engele, kom ons begin by die eerste engel, is 'n boodskap wat gebring is vir die mense in die laaste dae. Vanselfsprekend gaan hierdie boodskappe van toepassing wees of nodig wees vir daardie spesifieke tyd. Soos wat hierdie boodskap wat hy vir hulle gegee het, en hy sê ek is Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het, die skeppergod. Nou daar moet weer 'n terugkom wees in die laaste dae aan die aanbidding van die skeppergod. Die lesie sê vir ons hierso, hierdie feit is grondliggend waarom ons hom moet aanbid, en om te aanbid is die middelpunt van die laaste dae gebeure. So waarom moet ons hom aanbid? Omdat hy die skepper is. Kyk wat sê Openbaring 4 vers 11, sê die hemelse wesens, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle. So hier is die grondslag van aanbidding, want ons aanbid God omdat hy ons skepper is. Hy is iemand wat ons geskaap het, hy is ons God, hy is ons maker. En hier kom die boodskap uit, en hy sê vir hulle wie hy is, en wat sy God hy aanbid, en dis hierdie spesifieke God. Dit is nie 'n baie populêre boodskap in vandag se tyd, om te sê ek aanbid die skepper God nie. Daar selfs vele Christen denominasies, wat reken dat, ja, maar die skepper God het evolusie gebruik om te skape. En dit is so teen die evangelie boodskap, want evolusie is, soos in Engels sê, survival of the fittest, met ander woorde, die een vermoor die ander ene, so daar was dood gewees, voor daar nog enigstens mens geskape was. So dit is heeltemal absurd, so baie onpopulêre boodskap. Veral as ons die laaste dag boodskap na die mense toe moet bring, wat in die kerke sit, en daai boodskap Openbaring 18 vers 4 is, kom uit daar uit my volk, want ons sit in kerke, ons is Christene, ons verkondig die naam van Jesus, en ons pleit die bloed van Jesus, maar onthou, Jesus het gesê, baie sal in daardie dae na my toe kom en sê, Here, Here, het ons nie in U naam, sis en so nie. En nou moet ons na hulle toe kom, vir hulle sê, julle moet bekeer. So dit is 'n baie onpopulêre boodskap, en ons kan verwag om 'n negatiewe reaksie te kry. Die vraag aan die einde van Sondag lees soos volg, dit sê, hoeveel van Jona vind jy in jouself? Hoe kan jy hierdie verkeerde gesindheid te bowe kom? Die wat Jona geweier het om die werk van die Here te doen. Jy weet, ek het vir myself gesê van jongs af, as iemand my vra om iets te doen in die kerk of vir die Here, dan neem ek dit aan as 'n roeping van die Here af. Ek het ook so met die Here vasgemaak, en ek gaan nie nee sê nie. Almal mag miskien met my saamstem nie, maar dis hoe ek voel. Nou vra dit hierso,
Hoeveel van Jona vind jy in jouself? Nou wat van Jona? Die feit dat Jona weggehardloop het. Hy wou nie die evangelie gaan verkondig nie. En dit gebeur baie in die kerke waar daar mense is wat sê nee, maar ek kry te skaam. Maar die mense gaan nie na my luister nie, maar ek kan nie praat nie, ek kan nie Bybelstudie gee nie, ek kan nie preek nie, so ek kan nie die evangelie verkondig nie. En ek's bang die mense se honde byt my as ek nou traktaatjies gaan uitdeel, of ek is baie moeg, ek het nou hierdie week so hard gewerk, ek kan nie Sabbatmiddag uitgaan uitreiking doen nie, ensovoorts ensovoorts. So hierdie is 'n persoonlike vraag. Vra jouself af. Hoeveel van Jona sien jy in jouself raak? En dan die tweede gedeelte van die vraag is, hoe kan jy hierdie verkeerde gesindheid te bowe kom? Dit is nou 'n persoonlike vraag. Kom ons gaan na Maandag toe. Maandag 23 Junie, 'n werk van bekering. So hierdie is nou baie interessant, want toe hy nou sê wie hy is, hy sê vir hulle wat julle moet doen is julle moet my oorboord gooi. En toe hulle hom oorboord gooi, toe is die water stil, die see is stil, en 'n groot vis sluk hom toe in, en daar is hy vir 3 dae. En dit is waarna Jesus verwys het in Matteus, dat Jesus na 3 dae ook gaan opstaan. Maar Jona gaan toe soontoe en hy bring vir hulle boodskap, Jona 3 vers 4, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. En die mense skrik hulle self boeglam. En kyk bietjie wat gebeur. Ek lees vir ons Jona 3 vers 5 tot 10 en lees saam met my hierso. Dit lees. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep en groot en klein het hulle met rou gewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in 'n rou gewaad gehuld en in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en gesê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie. Hulle mag nie wei of water drink nie. Maar mens en dier moet 'n rou gewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet, of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. In die eerste plek het Jona gesê, ek wil nie gaan nie. Ek wil nie na die mense toe gaan nie. Kyk, hierdie was vreeslike mense gewees. Daar is opgrawings waar daar muuruitstallings is, uitgrawings of gekerfde kuns is, waar dit wys wat hulle aangevang het met die mense wat hulle gevange geneem het, of die stede wat hulle verower het, die magte en koninkryke, wat hulle met die mense gedoen het, is die wreedste maniere, wat hulle met die mense gedoen het. En hy het net besluit, daar is nie 'n manier nie, ek gaan nie na hierdie mense toe gaan nie. Maar nou kom hy na die mense toe, en hy bring die boodskap, julle gaan vernietig word. In 40 dae gaan julle vernietig word. En wat gebeur? God vergewe hulle, want die hele stad kom tot inkeer. Hier is 'n aanhaling uit Profete en Konings, bladsy 271, en dit lees soos volg, dit sê, hulle ondergang is afgeweer, die God van Israel is deur die heidense wêreld verhoog en geëer, en sy wet is eerbiedig. Eers baie jare later sou Ninive, deur God te vergeet en deur trotse hoogmoed, 'n prooi vir die omliggende nasies word. So daar het die hele stad tot bekering gekom, en God het hulle bekering geëer, en hy het nie die stad vernietig nie. En so in die laaste dae, daar sal baie mense wees wat in die laaste dae die 3 engele boodskap gaan verkondig, wat gaan kies om eerder God te volg as die mens, en hulle gaan dan hierdie regerings van die wêreld, hierdie moondhede van die wêreld, gaan hulle teengaan.
wanneer hulle dan die boodskap kry en die boodskap uitroep, gaan uit haar uit my volk, sodat hulle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plan ontvang, en hoe meer en meer mense gaan uitkom, gaan daar meer en meer mense aansluit wat standpunt inneem teen die dier, deur die gebooie van God en die geloof van Jesus te bewaar. Nou hierdie mense, soos daardie mense in Nineve, sal die oordeel wat op die verlorenes volstrek sal word, vryspring. Maar, hier sien ons dat in die geval van Nineve, was die verwoesting van Nineve voorwaardelik. Met ander woorde, God sou hulle verwoes het, maar omdat hulle tot inkeer gekom het God hulle nie verwoes nie. Nou is daar mense wat selfs in ons kerk, wat hoë posisies beklee in instansies, byvoorbeeld sê nee, maar die merk van die dier is net voorwaardelik geweest, daai profesie van Ellen G. White, dat daar Sondag 'n wet ingestel geword. Dit gaan nie meer gebeur, dit is voorwaardelik. Daar is profesie wat voorwaardelik is. Veral wanneer dit kom op 'n individu. Want onthou, Nineve is toe later vernietig, maar die individuele daar, so Jesus gesê, hulle gaan eendag julle veroordeel, want hulle gaan gered word. Hoekom gaan hulle gered word? Want hulle het hulle harte vir die Here gegee. Nou wil ek vra, die tweede koms van Christus, is dit voorwaardelik? Gaan Jesus nie kom nie, is ietsie gebeur? Nee, Jesus gaan kom. Wat van die uitstorting van die pla? Nee, die genade die Here moet sluit, soos dit was in die dae van Noag. Dit is nie voorwaardelik, dit gaan gebeur. Wat van die eindtyd vervolging van die kinders van God? Dit gaan gebeur. Dit is nie voorwaardelik nie. Net so met die merk van die dier en die ander profesie wat te doen het met die laaste dag. Die lesie sê vir ons hierso, wat mense doen en die kwessies wat hulle maak, sal bepaal aan watter kant hulle is, soos wat die eindtyd gebeure wat deur die profete voorspel is, ontplooi word. So, dit bly elke individu se verantwoordelikheid om self te kies aan watter kant hulle wil wees. Die vraag aan die einde van die dag, watter keuses maak jy nou wat jou kan help bepaal watter keuses jy sal maak wanneer die kwessie oor aanbidding van God of die dier wêreldwyd gebeur? Nou hierdie is 'n vraag wat ons ook gekry het in verlede week se les, nie dieselfde nie, maar daarso waar dit sê, as jy gering is in die minste, sal jy gering wees, as jy getrou is in die minste, sal jy getrou wees in die groote. Nou dit is presies wat hier gevra word. Hoe bepaal jou keuses vandag, hoe jou keuses gaan wees in die laaste dae? En as ons nou die klein dinge van God inval, ons aanbidding tot God, ons verering tot God, ons diensbaarheid aan God, die afsterf van die ou mens, as ons nou in daai dinge val, hoe gaan ons daai groot keuses kan maak? Ons gaan nie kan nie. So ons kan nou al sien, o jene, ek sal moet plan maak, ek moet my saak met die Here reg kry, ek moet my sokkies optrek, ek moet ophou om in die wêreld vas te hou, ek moet die wêreld laat los. Want as ons nie nou alreeds die regte keuses kan maak nie, gaan ons beslis nie die moeilike keuses kan maak nie, want die keuses wat ons nou nie kan maak nie, is maklike keuses, is klein goedjies. Kom ons gaan dan aan na die volgende dag se les toe. En asseblief gesels met ons in die kommentaar van die video hieronder, ons hoor graag van die. Dinsdag 24 Junie, Belsasar se fees. Nou koning Belsasar was die derde heerser, of die tweede heerser, die derde heerser na Nebukadneser. Nou Nebukadneser is Nebukadneser die tweede, of Nebukadneser die grote. Dit is oor hom wat die boek Daniël praat. En hy het Babylon baie groot en sterk en Babylon het onder hom floreer, baie magtig, 'n wêreldmoond uit die wêreld geregeer, die beskaafde wêreld in daai tyd. Maar hy is dood en iemand anders het dit by hom oorgevat. Dit wil voorkom asof dit iemand is wat in die Nebukadneser familie ingetrou het. En hierdie persoon se seun is dan Belsasar gewees. En Belsasar
sy pa wou nie regtig geregeer het in Babylon nie, hy het ander belange gehad, hy was op 'n ander plek. En Belsasar, hierdie koning, was in die plek gewees van sy pa, het hy Babylon geregeer. So hy was basies onder sy pa, maar in plek van sy pa. En Belsasar wil my voorkom, is 'n bose koning gewees. Want ons lees in Daniël hoofstuk 5, vers 1 tot vers 31 die verhaal, waar hy 'n groot partytjie hou, 'n bedronk partytjie, en hulle saam met al sy byvroue, en hulle word so dronk, hy sê, bring al daai voorwerpe van die tempel van die Hebreërs. En wat interessant is, hy het dit gebring, en hulle het al hulle alkohol daaruit gedrink, en dan het hulle eer gebring, en dan sê dit, aan die gode van die goud, die silwer, die koper, die yster, die klip en steen. Plant en stene. Nou, wat vir my baie interessant is, hierdie is dieselfde, as ek hierdie kan kry, hierdie gode wat hy vereer, is die gode wat dieselfde is, wat in die beeld voorgekom het, van Daniël, hoofstuk 2, wat Nebukadneser gedroom het, wat sy voorganger, sy vader was. Nou, hy was wel nie sy bloedvader nie, maar hy was wel sy voorganger, en daai woord daar gebruik is dieselfde betekenis. En dan lees ons nou iets baie interessants, want toe hy dit nou doen, en hy bring oneer aan die voorwerpe van God se tempel, en hy gee eer aan al hierdie gode van goud, silwer, koper, yster ensovoorts, verskyn daar 'n hand teen die muur, en die hand skryf, mene tekel Upharsin, en hy skrik homself boeglam, die Bybel sê sy knie het in mekaar vasgeslaan, en hy roep sy wyse manne, wat beteken dit, hulle kan hom nie sê nie, en toe kom, en het wil voorkom, hulle reken het was Nebukadneser se vrou, toe was sy al 'n ou tannie gewees, en hulle roep haar toe in, en sy sê toe vir hom, luister hierso, daar is 'n man, met die naam van Daniël, hy het jou vader, Nebukadneser gehelp, toe hy sulke goed gehad het, sulke gesigte gehad het, of gedroom het, of ietsie, en hy is 'n goeie uitleer van drome, en visioene. Hy roep toe vir Daniël, en Daniël sê vir hom iets baie interessants, en dit wil vir my voorkom dan, dat hierdie Belsasar, was moedswillig gewees, in wat hy gedoen het met die voorwerpe van God, en die spesifieke gode aan wie hy dit vereer het, probeer vereer het. So, dan lees ons in Daniël 5 vers 22, waar Daniël vir hom in die volgende sê, maar u Belsasar, sy seun, dis Nebukadneser se seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles geweet het. Nou, net voor vers 22 praat hy daarso van, hoe God met Nebukadneser gewerk het, en hoe God hom tot 'n val gebring het, toe hy opstandig teen God geraak het, dis nou Daniël hoofstuk 4, en hy sê, u weet al hierdie dinge, en alhoewel jy al hierdie dinge weet, het jy gekies om God nie te vereer nie. So, die mense gaan wel onverwags gevang word, maar nie omdat hulle nie weet nie, maar hulle gaan onverwags gevang word, omdat hulle nie gehoor gegee het, en nie geglo het, wat God se woord sê nie. Dit vat ons na die volgende les toe. Dis nou woensdag se les, 25 Junie, die opdroog van die Eufraat rivier. Nou intussen, terwyl hierdie aan die gang is, in hierdie saal waar hulle die partytjie gehou het, is die Medo-Persiese koning, Kores, besig om Babylon in te val, en hulle weet dit nie. En hoe dit gebeur het is, nou Babylon het baie breë mure, sterk hoë mure gehad, wat rondom die stad was. En dan het daar die rivier, die Eufraat rivier, het deur die stad geloop, so hulle het besproeiings binne in gehad. Hulle kon vir 100 jaar kon hulle beleer geword het. Nou beleer is wanneer 'n vyandige nasie se soldate jou stad omring, ver genoeg dat jou pyl en bo hulle nie kan skiet nie, maar naby genoeg dat jy kan nie uit jou stad uitgaan of in jou stad inkom of mense toelaat nie, sodat hulle jou kan verhonger, dat daar geen kos meer, al die kos in die huis, in die stad opgebruik word.
Maar daar was hierdie rivier waar daar deurgeloop het. Nou, om het moontlik te maak vir die rivier om deur die mure te gaan, moes hulle hekke gehad het, sodat die vyande ook nie daar deur kan swem nie. En hierdie hekke was gemaak gewees van koper of brons. Jy sal ook sien dat wanneer ons waterpype gebruik, is die verkieste waterpype wat gebruik word, is maar koper of brons, want wanneer dit by roes kom, by waterskade, gaan ons vind dat daar nie veel gedoen word aan koper of brons nie, en die wat hulle dan koper en brons hekke gebruik het. Maar hy het toe besluit, koning Kores, dat in 'n vorige tyd was daar 'n vrou gewees wat 'n heerser was, en sy het mense laat werk daar, en hulle het gesukkel met die baie water, dan het sy area oopgegrou, waar hulle toe die wal van die rivier kon breek, en water kon dan daar inloop in 'n groot vallei, en dan kon dit die werk in die rivier, die walle, en die goed wat hulle gebou het, vergemaklik. En hy besluit toe, hy gaan dieselfde doen, en daai gedeelte van die wal van die muur, van die rivier het hy gebreek, en die water het in die vallei ingeloop, en die water het genoeg gesak, dat sy manne in die rivier die stad kon inloop, en daai hekke was nie gesluit gewees nie. Daai hekke was oop gewees, daai koperhekke, en hy kon daar ingaan, en hy die stad begin inneem, soveel so, dat hy het 'n groot gedeelte van die stad al ingeneem, en die mense in die middel van die stad het dit nie eens geweet nie, want dit was 'n aand gewees dat hulle groot partytjie gebaljaar en te kere gegaan het, so terwyl die mense skree dat hulle doodgemaak word, dink die ander mense, dis maar net deel van die partytjie, en almal in die stad het geskree en was dronk en het te kere gegaan. Dit is ook so vir ons gesê, in die geskiedkundige skrifte, kyk maar in die lesie wat hulle daar aangee, maar die lesie vra, ons moet ook dan nou kyk, na Daniël 5 vers 18 tot 31, Openbaring 16 vers 12 tot 19, dan vra dit, watter parallelle vind jy tussen sommige van die pla van Openbaring en die verhaal van die val van Babylon? So Daniël 5 vers 18 tot 31 lees. Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan u vader Nebukadneser die koningskap en die grootheid en die heerlikheid en die majesteit gegee. En vanweer die grootheid wat hy hom gegee het al die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou het hy gedood, en wie hy wou het hy laat lewe, en wie hy wou het hy verhoog, en wie hy wou het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van sy troon, van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos die van diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon. Hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy herken het, dat die allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens, en daaroor kan aanstel wie hy wil. En dan hierdie vers 22, maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle vir u gebring, en u maghebbers, u vroue en u byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien nie, en nie hoor nie, en nie weet nie, maar die God in wie sy hand u asem, en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur, en hierdie skrif geskrywe, en dit is die skrif wat geskrywe is, mene, tekel Upharsin. Dit is die uitleg van die woorde, mene, God het die koningskap getel en dit 'n einde aangemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg, het 'n lig gevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee, en hulle het Daniël met 'n purper beklee en 'n goue ketting om sy hals, en aangaande hom openlik uitgeroep, dat hy as derde in rang in die koninkryk sou wees. En daardie nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. En veral ons moet dit vergelyk met Openbaring 16 vers 12 tot 19, dit lees. En die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom,
reggemaak kon word. En ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paras sien kom. Want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog, vandaar die groot dag van die almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, van die mense op die aarde was nie, so 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Nou die vraag hierso is weer, watter parallelle vind jy tussen sommige van die pla van Openbaring en die verhaal van die val van Babylon? Nou, terwyl Jesus verduidelik het hoe om die tekens van die tye te onderskei, sê Jesus hierso vir hulle in Matteus 24, vers 42 en 43. Hy sê vir hulle, waak dan, omdat julle nie weet in watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Nou, moderne Babylon gaan ook verras wees. Maar die lesie sê vir ons hierso, dit sê die wêreld sal nie verras word net omdat hulle nie geweet het wat God voorspel het nie. Dit sal onverwags gevang word omdat dit gekies het om nie te glo wat God gesê het wat sou gebeur nie. Dan vra die lesie, ons moet kyk na Openbaring 16 vers 15 en vra, selfs te midde van hierdie eindtyd waarskuwing, watter evangelie boodskap word hier gevind? Wat beteken dit om naak rond te loop? Openbaring 16 vers 15. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. So die vraag is weer, selfs te midde van hierdie eindtyd waarskuwings, watter evangelie boodskap word hier gevind? Wat beteken dit om naak rond te loop? Nou, dit beteken natuurlik om nie die bruilofskleed aan te hê nie. En die bruilofskleed is die geregtigheid van Christus, die kleed van geregtigheid van Christus. Dit wat Adam en Eva verloor het, die kleed van geregtigheid. Dit is wat God weer aan ons wil teruggee. As jy dan naak is, beteken dit jou sonde is ontbloot. Maar met die bedekking van die kleed van geregtigheid van Jesus beteken dit my sonde, my naaktheid is nie ontbloot nie. Dit is gedek met die bloed en die geregtigheid van Christus. So watter evangelie boodskap is hierdie dan? Dat verlossing is in Christus alleen. As jy Jesus nie aangeneem het, is jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, sal jy een van daai wees wat naakloop. Ek lees weer Openbaring 16 vers 15. Kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Kom ons gaan na donderdag se les toe. En donderdag se les, 26 Junie, Kores die gesalfde. Kores die gesalfde. Nou ons lees hierso in Jesaja 45. Nou, ek wil net noem, Jesaja is geskryf omtrent 100 tot 150 jaar voordat Kores ooit gebore is. 100 tot 150 jaar. En let op hierso dat 100 tot 150 jaar voordat hy gebore is, word hy by sy naam genoem. Hier is 'n profesie oor hierdie koning van die Meders en die Perse, wat Babylon ingeval het. En kyk net bietjie wat staan hier geskryf. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek sal self voor jou uitgaan,
en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan. Nou, let op, dit sê hierso, koperdeure sal ek verbreek. Nou, koperdeure was net gebruik gewees wanneer daardie metaal altyd met water in kontak gekom het, sodat dit nie moet gou roes nie. So baie duidelik verwys dit dan na daai koperdeure wat gebruik was om die toegang tot die stad, waar die rivier deur die stad se mure geloop het, om daai plek toe te hou. Dis hierdie koperdeure wat die Here verbreek het, sodat hy toegang kan hê. Kom ons lees verder. Ek lees weer vers 2. En ek sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak, koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan, en ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is, en die verborgde rykdomme, sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by jou naam roep, die God van Israel. Terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep, ek het jou 'n erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. En hierdie is een van die pragtigste profesie in die Bybel, waar Kores geroep word om God se gesalfde te wees. En ek is seker dat Daniël het dan hierdie geskrifte ook aan die koning gewys en gesê, kyk hierso, hier is 'n profesie 150 jaar terug geskryf, en dit noem u by die naam, God het u geroep om sy kinders te laat teruggaan om die tempel te laat bou. En dit is dan ook so wat hy toe gedoen het. Nou hierdie Kores is dan 'n tipe van Christus. Nou wanneer die Bybel tipes gebruik, moet ons versigtig wees om nie te veel in die tipes te lees en elke aspek van 'n tipe te probeer inskryf in die antitype nie. Ons moet versigtig wees daarvan, want hy was 'n heidense koning en hy het gewys na Jesus, die een wat sy volk sou laat terugkom, wat sy volk sou laat verlos uit die slawerny van sonde of die ballingskap van sonde. Hulle sal vat na die beloofde land toe. Dit is waarna dit verwys. Kores is die tipe, Christus is die antitype, maar Kores was 'n heiden gewees. Christus is definitief nie 'n heiden nie. So jy kan nie elke liewe aspek van daai persoon se lewe wil toepas op die antitype nie, maar net die breedvoerige gebeurtenis. Dit vra dan vir ons hierso, ons moet kyk na 2 Kronieke 36 vers 22 en 23. Die vraag wat gevra word hierso is, op watter maniere stem die verhaal van Kores met Nebukadneser se verhaal ooreen? Op watter maniere verskil dit? Wat is belangrik omtrent die dekreet? Per slot van rekening, hoe het dit op die eerste koms van Jesus eeue later ingewerk? So kom ons kyk, 2 Korintiërs 36 vers 22 en 23. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia in vervulling sou gaan, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Here sy God met hom wees, en laat hom optrek. So as ons gaan kyk na Daniël hoofstuk 4, wat Nebukadneser geskryf het. Nebukadneser het daardie hoofstuk van Daniël hoofstuk 4 geskryf, waar hy 'n brief skryf aan al die koninkryke in die wêreld. En dis dieselfde wat Kores doen. Hy skryf 'n brief aan al die koninkryke in die wêreld waaroor hy beheer het. En Nebukadneser in Daniël hoofstuk 4 in sy brief gee dan alle eer en heerlikheid aan God en sê dat God hom die mag gegee het om koning te wees. Hy sit konings op, hy haal konings af. Dis dieselfde taal wat Kores hier gebruik. Kores gebruik presies dieselfde taal. Wil my voorkom dat hy herkenning aan God gegee het en dan moontlik tot bekering gekom het. Dis baie, baie moontlik. Nou, hy sê hier so, God het hom geroep dat hulle moet teruggaan om die tempel te herbou. Nou let wel, hy het 'n dekreet gemaak dat hulle moet teruggaan om die tempel te herbou. Nie om Jerusalem te herbou nie. Dit het eers later gekom met Artaxerxes, as ek nou reg onthou, Artasasta,
koning Artasasta, as ek regte naam onthou. Maar, dit daar gelaat, God het hom aangewys om sy mense, God se mense te laat gaan om die tempel te herbou. Jesus het na die hemelse tempel toe gegaan. Hy was hier op die aardse tempel gewees. En onthou, toe hy uit Babylon uitgekom het, en toe hulle die tempel ingewy het, het die teenwoordigheid van God nie in die tempel ingegaan nie. Die verbondsark was nie eens daar gewees nie. Dit was weg gewees. Maar tog het die profeet gesê, toe die mense huil, dat dit nie so mooi is so Salomo se tempel nie, het die profeet gesê, hierdie tempel sal nog 'n groter heerlikheid ontvang. Hoekom? Want die stigter van die tempel self, die God self, gaan in hierdie tempel ingaan en daar woon. In persoon gaan hy daar so wees. En dit is wat Jesus ook gedoen het. En toe Jesus gesterf, opgestaan het en opgevaar het, het hy na die hemelse heiligdom toe gegaan en daar is hy ingehuldig as die hoëpriester. Daar is, soos wat hulle die tempel moes ingehuldig het na die verwoesting, toe hy uit Babylon uitkom, die tempel bou, en hulle moes ingehuldig het hulle eers gewag tot Jesus kom, of moes hulle eers wag tot Jesus kom, voor die heiligheid van God daar aangegaan het, in die liggaam van Jesus. En hierso, toe Jesus moes eers na die hemelse tempel toe gaan, en het moes eers ingehuldig word, en hy moet ingehuldig word as die hoëpriester. Die lesie sê hierso, Kores was natuurlik nie 'n volmaakte verteenwoordiger nie, wat ons al reeds gesien het nie, maar is baie belangrik dat ons moet onthou, dat nietemin het hy duidelik 'n tipe verlosser gefunksioneer. Vandag word president Trump gesien as Kores. Ons moet versigtig wees, dat ons die fokus plaas op dinge wat nie met die Bybel te doen het nie. En nie te veel inlees in die politieke wêreld vandag nie. Want waarna Kores gewys het, sy antitype was nie Trump nie, maar het was Christus. En het is Christus. Nou die vraag aan die einde van die dag, lees soos volg, dit sê, dit is so interessant dat God 'n heidense koning op so 'n opvallende manier gebruik het, om sy wil uit te voer. Dit wil sê, selfs ten spyte van hoe dinge vir ons aanvanklik voorkom, hoe kan ons die waarheid te wete kom oor hoe die Here oor die lange duur die eindtyd gebeure gaan laat plaasvind, soos dit geprofeteer was. So, die Here gebruik 'n heidense koning. En hy gebruik hom op so 'n manier, dat dit gaan vooruitwys, wat die Here gaan doen in die laaste dae. En dit is wat ons hierdie hele kwartaal kon gesien het, in die verhale van die Bybel, hoe elke verhaal, jy 'n lyn kan trek, van daai verhaal, gebeur in daai verhale, wat in die Bybel opgeteken is, na wat gaan gebeur in die laaste dae. Verhale wat verwys na Jesus se eerste koms, en sy tweede koms, en gebeure daar rondom. Dit het ons gesien hierdie hele kwartaal. En ek hoop jy het ook so interessant gevind soos ek. Dit gaan vir my moeilik wees, om nou enige verhaal in die Ou Testament te lees, en nie te sien waar kan ek 'n lyn trek, waar het my wys wat in die laaste dag gaan gebeur nie. En ek het vir myself gedink, die nuwe kwartaal se lesse gaan oor Exodus, die verhaal van Moses, Exodus en sovoorts, en dat ek moet versigtig wees, dat ek nou nie probeer om in elke verhaal daar so probeer lyne te trek na die einde toe nie, want ek dink dit gaan die doel wees van die nuwe kwartaal se lesse nie. Maar ja, dit is maar 'n goeie ding om die Bybel ook natuurlik so breedvoerig te lees, en dit was die doel van hierdie kwartaal se lesse. Dan is ons by Vrydag, en by Vrydag het ons 2 vrae. Ekskuus, 3 vrae. Die eerste vraag sê, dink na oor Jesus se verklaring dat die oordeel makliker vir Nineve sal wees as vir die volk van God wat van die waarheid afgedwaal het. Dan vra die les, kyk daar Matteus 12 vers 39 tot 42. Watter les kan God se kerk uit hierdie beskrywing of hierdie waarskuwing aflei? Matteus 12 vers 39 tot 42. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oorspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en het veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier.
Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en het veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hierso. So, wat 'n waarskuwing kan ons hier uitkry? Wel, ons het 'n baie groter verantwoordelikheid as Nineve en die koningin wat hiervan gepraat word. Want ons ken die waarheid. Ons ken die verhaal van Christus. Hulle het niks daarvan afgeweet nie. En tog, hulle het nie gesit met die bewyse waarmee ons vandag sit nie. En tog het hulle gehoor gegee aan God se stem. Dis 'n waarskuwing vir ons wat die waarheid ken. Dis 'n groot eer. Dis regtig 'n groot eer om deel te wees van die 3 engele boodskap. Maar is ook 'n groot verantwoordelikheid. En ons moet versigtig wees dat ons nie die parels wat God vir ons gee, dat dit sal dien tot ons veroordeling nie. Daar word meer van ons verwag wanneer ons die waarheid ken, as van die wat nie daai kennis het nie. Tweede vraag. Let op na Ellen G. White se verklaring dat met elke opkomende ryk die geskiedenis homself herhaal het. Dis nou Patriarge en Profete bladsy 535, ons gaan dit nou lees. Wat sien jy as 'n gemeenskaplike tema in al die ryke wat in profesie genoem word? Op watter maniere het hulle dieselfde profetiese pad gevolg? Hoe volg ons huidige wêreld ook hierdie tema? Nou kom ons kyk gou hierso. Ek wil dit vir ons lees, hierdie aanhaling, Profete en Konings bladsy 535, dit lees. Elke nasie wat op die toneel verskyn het, was toegelaat om sy plek op die aarde te neem en te bepaal of die doel van die wagter en die heilige vervul sou word. Profesie het die opkoms en vooruitgang van die wêreldse groot ryke nagespoor, Babylon, Medo-Persië, Griekeland, Rome, met elkeen soos met die nasies met minder mag, het die geskiedenis homself herhaal. Elkeen het sy tydperk van toetsing gehad, elkeen het misluk, sy glorie het vervaag, sy mag het verdwyn. Terwyl nasies God se beginsels verwerp en in hierdie verwerping hulle eie ondergang bewerkstellig het, was daar tog 'n goddelike oorheersende doelstelling deur die eeue wonderbaarlik aan die werk. Nou, hierdie is baie siggewend. In hierdie verhale van Babylon, van Medo-Persië, van Grieke, van Rome en al hierdie magte, en selfs die kleiner koninkryke, word vooruitgewys wat gaan gebeur met hierdie wêreldse koninkryke op die einde van die dag. Hulle gaan in opstand kom tot God, hulle gaan die kinders van God vervolg, en die kinders van God gaan verlos word, en die koninkryke word vernietig. Dis wat nog elke keer gebeur het hierso. En dit gaan gebeur met die wêreld op die einde van die dag. Kom ons kyk na die volgende vraag. En die volgende vraag, vraag 3, lees soos volg. Dink na oor die gedagte, dat dit nie altyd die verstand of die intellek is, wat maak dat mense nie glo nie, maar die hart. Hoe kan hierdie kennis jou getuienis teenoor ander beïnvloed? Ja, dis baie belangrik. Ons probeer aan mense kennis oordra oor die laaste dag gebeure, wat belangrik is. Die duiwelse valstrikke moet ontbloot word. Dis daai geval het Babylon, want sy word ontmasker, sy word gesien, en dit moet ons doen deur hierdie kennis of intellek aan die mense oor te dra. Maar daai kennis en intellek gaan niks help, as die hart nie aan Jesus behoort nie. So ons moet in alles Jesus Christus na die mense toe bring. As ons praat oor Daniël 2, moet Jesus Christus in sy verlossing, in sy liefde, in sy dood vir ons op die kruis, dit moet aan die mense oorgedra word. Dit moet die kern van ons boodskappe wees. Maak nie saak wat ons aan die mense oordra nie. Moet Jesus Christus, die evangelie van ons Here en ons koning, moet dit die middelpunt wees van ons boodskappe. Want dit is slegs deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, wat ons harte verander kan word. Dit is slegs deur om Jesus te aanskou aan die kruis en te besef, dit het hy vir my gedoen, want hy het my so lief. Dit is slegs op daardie manier
waar die wet van God op my hart geskryf kan word, en ek nie sê ek wil God se gebooie gehoorsaam, want die Bybel sê so nie, want die kerk sê so nie, maar nee, ek wil die gebooie van God gehoorsaam, want ek het hom lief, want hy het my eerste lief gehad. Gesels met ons asseblief in die kommentaar gedeelte onder. Ons hoor van julle. Baie dankie vir julle almal wat ingeskakel het gedurende hierdie kwartaal se lessies. Dankie vir julle bydraes, duimsknoppies, vir julle gebede. Dit word regtig opreg waardeer. Baie dankie aan elkeen van julle. Ek sien uit om die nuwe week se of die nuwe kwartaal se lesse met u te bespreek. Bid vir ons asseblief. Sukkel altyd om tyd in te werk in die besige week om hierdie lesse oor te dra. Bid ook asseblief vir ons, waar ons die sendingverhale ook plaas. Kyk gerus op hierdie YouTube blad. Een van die playlist is ook waar ons elke week se sendingverhaal opsit in Afrikaans. En dan gaan ons ook nou die Sabbatskoollesse, die lesboekies lees vir die mense wat blind is en die wat nie goed kan sien nie, wat nie die lessies self kan studeer nie, dat hulle dit ook daar kan kry. So bid vir ons ook vir daardie nuwe projek, asseblief. Baie dankie weer eens vir elkeen van julle wat ingeskakel het. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg om hierdie lessies saam te kom bespreek. Dankie ons Here dat U vir ons so lief is, dat U ons soveel geleer het, en Here mag ons asseblief toepas in ons lewens, in Jesus se naam, amen.